Welkom allemaal weer eens by 'n program Prep saam met die Suidlanders. Vandag is dit Charles se vrou Wilma vir u wat by ons aansluit. En dis lekker om met 'n vrou te gesels. Meeste van die video's en die dinge wat mens gewoonlik op YouTube en die plekke sien oor prepping, voorbereiding en alles, is dit maar mans wat met mekaar gesels. En ek dink dit is nogal goed dat ons 'n vroue opinie hoor oor voorbereiding en ensovoorts. Ja, dankie Marius, dis lekker om met jou te gesels vandag en ja, ek dink partykeer vergeet ons vrouens van onsself in al hierdie situasies, so dis lekker om bietjie van 'n vroue kant af ook 'n inset te kan lewer en ja, kom ons kyk maar wat kom maar uit. Miskien is daar dalk nog vrae wat uitkom wat 'n mens later moet antwoord of so, maar ek dink dit is belangrik om 'n vrou se perspektief te kry, veral ook jy weet die rol wat die vrou speel in haar gesin en die samelewing en spesifiek dan met 'n onttrekkingssituasie. So vir my, jy weet, is dit belangrik om te kyk. Daar's eintlik drie belangrike goed waarna mens moet kyk. Dit gaan oor die koördinering van jou gesin, maar ook binne in jou gemeenskap en onttrekkingsgroepe soos Suidlanders. Dit gaan oor die kommunikasie wat deel is van jou koördinering op die ou einde van die dag en dan daai kontinuïteit wat jy as 'n vrou moet bring na veral jou gesin, dis waar jou grootste rol gaan lê, maar dan ook wat jy gaan speel in daai onttrekkingssituasie. So ek wil nie vrouens weggooi enigstens in terme van sekerheid en die rol van veiligheid wat hulle speel, jy weet in die groter groep van Suidlanders ensovoorts nie, maar ons het ook 'n ander rol as vrouens vir ons mans en as ma's vir ons kinders en dis graag die goed waarby ek vandag wil uitkom. So ja, dis in 'n netedop ek dink waaroor ons moet gesels. Ek weet nie of jy iets het Ja. wat jy wil byvoeg daarbey nie. Nee, ek wil ook maar net sê, die liewe Vader het 'n man gemaak dat ons soos in Engels sê 'n one track mind het. So as dit kom by onttrekking en so aan gaan ons net wees, luister laai die goed, ons moet ry, veilig wees, beskerming, dit is waaraan ons dink, maar dit val op die vrou wat die kleiner goedjies bymekaar sit en sorg dat die dinge bymekaar is. Iemand het eendag vir my gesê, ja, die man is die hoof van die huis en die vrou is die nek, maar die kop beteken niks sonder die nek nie. As jy nou dink van jou die nek laat die kop draai en hy wat noem mense dit nou, hy staaf, hy man, daar's nou 'n woord wat ek soek nou, kom ek jou by nie. Maar ek bedoel sonder Hy is die aanvulling. hy's die aanvulling, presies. So sonder die nek beteken die kop niks nie. En mense vergeet baie keer van wat die nek alles gaan moet doen. Wat gaan die vrou in hierdie situasies moet doen? So ek is baie geïnteresseerd oor jou opinie rondom dit en ja, kom ons duik in. Ja, kyk, ons kan dit nou alles terugtrek na Adam en Eva toe op die ou einde van die dag. Jy weet Eva is gemaak as 'n aanvulling vir Adam. Jy weet die liewe Vader het gesien, jy weet die man is goed op sy eie, maar hy het 'n maat nodig. En dis presies wat 'n vrou is vir 'n man, is 'n maat. Ja, daar is 'n gedeelte presies soos wat jy sê, jy weet die man is die hoof van die huis, maar daar's 'n baie oulike konsep daar buite wat dit baie goed verduidelik, dis soos 'n sambreel. En om by die liewe Vader se bedekking en seën ensovoorts uit te kom, jy weet, is hy ultimately aan die hoof van enige huis. Onder hom is die pa en die vaderfiguur, onder die pa en die vaderfiguur, die manfiguur is die ma wat die kinders moet leer en moet onderrig en die man moet ondersteun. Hmm. Maar ook onderdanig moet wees aan die man. Baie vrouens sal met my verskil, dink ek, baie feministe, julle sal baie vinnig agterkom, ek is glad nie 'n feminis nie. En aan die heel onderste trappie is die kinders wat moet gehoorsaam wees aan die ouers en daai onderrigting van die ouers moet ontvang. So jy's 100% reg, die hoof van die huis is die man en baie kere daai nek analogie wat jy nou gemaak het is baie waar, want sonder die nek is daar partykeer nie ek wil nie sê rigting nie, maar is ons in die regte rigting op pad. Nou om vir julle 'n bietjie van 'n agtergrond te gee van hoe ons begin het om te prep is Chart het hierdie goed lank voor my begin ondersoek instel en hy het hierdie een aand by my gekom en gesê ja nee,
Ek wil hê jy moet hierdie video kyk, maar jy moet dit met oop oë kyk en jy moet jy weet wees oopkop daaroor. En ek was toe nou half, jy weet, waaroor gaan die ding nou? En hy sê toe nee, hy dink ons moet aansluit by die Suidlanders. Ek sê toe vir hom nee, maar wat is die Suidlanders, jy weet? En dit was nee, hulle is hierdie prepping groep en dis 'n plan, 'n noodplan vir as die pop of die fans strike en jy weet al daai tipe van goed en ek dog toe jene my man, as jy nou heeltemal die klits kwyt, jy weet. Nou, ek het die video wat hy toe nou vir my wys is een van Aaron se eerste video's van presies wat is die noodplan en so voort. Ja. En ek het die video gekyk, ek dink is 'n uur en 'n half video wat ook al, ek kan nou nie presies onthou nie en ek het die video gekyk en toe dink ek by myself, okay, myself, dit is nou 'n interessante onderwerp wat Chart nou hier opbring, maar dis 'n nodige ding om na te kyk. En ek het vir so 'n dag of 2, 3 met die idee geloop en getop en als en toe sê ek vir my weet, ek weet nie of ek heeltemal al op die plek is waar jy noodwendig is nie, jy duidelik al, want Chart is iemand wat, jy weet, dit kan 'n partykeer lank vat om tot by 'n beslissing te kom of tot by 'n besluit te kom wat hierdie tipe van goeders betref. So ek weet toe nou al hy loop al 'n rukkie met hierdie ding as hy nou na my toe kom, maar ek weet ook toe nou al, jy weet, hy het al sy navorsing gedoen. Ek is nog nie op dieselfde plek waar hy is nie. En toe sê ek vir hom, okay wel, jy weet, dis 'n interessante idee en is 'n interessante konsep. So ek is seker of van jy het al jou navorsing gedoen en jou besluit is eintlik gemaak. So ek ondersteun jou. Let's do it. En ons het aangesluit en ons was vir 'n jaar of 2, 3, jy weet, soos enige Suidlander maar is, hulle sluit aan in the heat of the moment want daar's, jy weet, onluste of hierdie stakings en daai goed wat gebeur in die Pretoria middestad brand af want hulle is ongelukkig oor die vullis wat nie verwyder word nie en al sulke tipe goed. En lang storie kort, was dit presies daai ding van ondersteuning van Chart se besluit. En dit is die konsep waar ek wil by uitkom van ek is nie 'n feminis nie. Jou man is ultimately die ou wat pa staan vir julle as 'n gesin. En dis vir jou ondersteuning as vrou se rol inkom. As hy daai besluit gemaak het dat dit is die beste besluit vir julle as gesin. Natuurlik wil jy mens nie jy weet teen die wet optree of sulke tipe goed nie, dis glad nie wat ek sê nie. Maar jy moet ondersteunend wees in daai rol. Jy moet as daar besluit word, hierdie is die pad wat ons inslaan en hierdie is die groepering by wie ons gaan aansluit. Ek bedoel julle almal weet daar's legio groeperings daar buite. Ondersteun sy besluit so ver as humanly possible. En jy weet sluit in en raak betrokke by die goed so ver as wat 'n mens kan. Daar is niks so moeilik soos 'n situasie waar 'n man en 'n vrou nie ooreenstem oor spesifiek hierdie prepping situasie nie. Dis alreeds 'n moeilike situasie daar buite. Mense dink ons is mos maar half bietjie ver regs en bietjie mal in die kop en jy weet hierdie goeters gaan nie gebeur nie. Ons almal weet daai storie en ons almal hoor daai gerugte, maar as daar onenigheid is tussen die man en die vrou in hierdie situasie, is dit 'n bitter moeilike situasie om voorbereiding effektief te kan doen. En dis hoekom ek sê ondersteun jou man in daai besluit. Ja. Verder tot dit, is dit baie belangrik om jou kinders so rustig as moontlik te hou oor hierdie tipe van goed, sonder om inligting van hulle af weg te hou. Want hou jy inligting van hulle af weg in die realiteit wat ons in gaan moontlik sit, jy weet, hoe berei jy hulle psigies en fisies voor, as jy nie met hulle al die harde feite deel nie. Nou ek bedoel, ons het begin, Zenobia was 3, 4 jaar oud gewees. So op daai stadium het sy nog nie 'n benul gehad van, jy weet, 'n onttrekkingssituasie en hoekom moet ek stil bly en hoekom moet ek wegkry potensieel en al daai tipe van goed nie. Ja. Dit is die ma se rol. Dit is reg soos wat jy sê, die pa fokus op ons moet veilig wees, die kar moet gelaai word, die waantjie moet gehak word, ons moet in die kar klim en ons moet uit hierdie situasie uitkom. Hy gaan nie fokus op 'n kind wat besig is om te huil, want nou moet ek my teddybeer los, of ek kan nie al 10 my teddybeere vat nie. Jy weet, daai tipe van ding nie. Dit is die ma se rol. Dis waar jy die kalmte en die anker gaan moet wees in daai situasie. So dis hoe ek maar die ding benader het op die ou einde van die dag. En dis belangrik hoe elke ma en elke vrou dit gaan moet benader. En jy gaan nou al moet begin om daai scenario's te oefen. Jy gaan nou al moet begin om, ek het die een oggend, Saterdagoggend opgestaan
die klomp het gelê en slaap en ek het ingehardloop. Ons het 'n wagwoord wat ons gebruik vir hierdie tipe van situasie. Ek gaan nie die wagwoord deel nie, daar's 'n bietjie van 'n storie daar agter, maar interessante storie. Ek sal dit met jou persoonlik deel, dan kan jy lekker lag. Maar Okay. jy weet, en ek het ingekom en ek het gesê, luister, hierdie is die situasie. Ons het 10 minute, dan moet ons by die deur staan. En ons het 'n plan gehad. En ek het gaan sit en ek het gesê, okay, wat is elkeen se rol? Wat moet Zenobia doen? Wat moet Michael doen? Wat moet Leanay doen? Leanay is die oudste, Mike is die middelkind, Zenobia is die jongste. Mike op daai stadium was 7 of 8 gewees. Leanay was hierso 11, 12 sy ouderdom. So sy het bietjie meer verantwoordelikhede gehad om sekere goed in plek te kry. Michael was uit en uit verantwoordelik vir sy kleinsus. Jy weet, en daai is die tipe van goeders wat ons as vrouens moet beplan, wat die mans dink nie noodwendig daaraan nie. Ja. Jy gaan moet uitmap en jy gaan die goed moet oefen met jou gesin tot op 'n punt waar almal net, jy weet, aantrek, skoene is aan 10 minute en jy's reg by die deur met jou rugsak, want ons het in daai scenario het ons geoefen om met ons rugsakke te moet onttrek. Ons het nie 'n voertuig nie, ons het nie 'n waantjie nie. Jy weet, dit is die situasie is van so 'n aard dat ons moet nou te voet vlug. En dit is realiteit goed waarmee 'n mens gaan moet sit. En daai voel ek is deel van die vrou se beplanning om daai tipe van goedjies te oefen en daai rolverdeling op die ou einde van die dag in plek te kry. So ek weet nie, Marius, hoe julle dit in julle gesin hanteer, jy weet, en daai tipe van goetertjies doen, hoe jou vrou dit noodwendig hanteer nie. Jy moet nou vir my sê, hierso sit ek die pot mis of het ek iets beet? Nee, dit is heeltemal die geval. Wat ek in my gesin doen is om vir my vrou te laat besef hoe belangrik die vrou se rol is en hoe sterk 'n vrou eintlik is. Ek gaan terug in ons geskiedenis in en wat ons die Anglo-Boereoorlog en daai goeters gehad het wat die mans weg was en gaan beklei het teen die Engelse en so voorts. En die vrou was die een wat die plaas help bestuur het, die plaas help veilig hou het, die kinders nog steeds gedissiplineer het en skool gegee het, maar ook vir hulle take gegee het want die ouer seuns en die mans was weg, so die jonger kinders het die vrou aangesê om take te gee, gaan gee die hoenders kos, gaan doen dit daar, gaan doen dit daar, en hoe belangrike rol was daai vir wanneer daai boer nou teruggekom het na die plaas toe wanneer die oorlogtyd verby is, laat alles nog steeds staande was. En ek bedoel, dit is massief geweest, want daai boer kon nie gaan veg het teen die Engelse met die metewede, o jette, my vrou gaan nie die pyp gerook kry op die plaas nie. En daai vroue was massief, sonder die vrouens in daai opsig van ons Anglo-Boereoorlog en die Vryheidsoorlog en so aan, is sonder hulle sou die ouens nie kon doen wat hulle kon gedoen het nie. So ja, die vrou se rol is massief en die verantwoordelikheid wat daar op julle gesit word vir dit. En ek dink is min mense wat dit regtig waar daaraan dink en wat dit 'n pleintjie vir die vrouens gee om te sê, luister hierso, julle is wat hierdie storie eintlik moontlik maak. Ek weet ons, dis maklik nou, jy pak en jy gaan met jou perd in die veld in en jy gaan beklei die Engelse, maar sonder die plaas wat aan die gang is, die ouens so elke nou en dan terug huis toe kom in 'n voorraad kom optel en provisies en so aan, sou ons nie so ver gevorder het in die Anglo-Boereoorlog byvoorbeeld nie, sonder die vroue nie. Hulle het dit heeltemal moontlik gemaak vir die mans. Ja nee, 100% en ek is bly jy raak daaraan, want ons gaan eintlik verder terug as die Anglo-Boereoorlog, nee, ons gaan terug na die groot trekse daartoe. As jy moet kyk, daai voorbereiding wat daai vrouens moes gedoen het, nee, dit was beskuitbak, dit was biltong droog, dit was goed inlê vir die pad. Jy weet, daai wys jy nie te ver terug gaan ons eintlik met voorbereiding. Ja. En dit was nog steeds, jy weet, hulle was deel van daai Ossewaans wat van die Drakensberge moes af in daai valleie in Natal en al daai tipe van goed. So hulle is regtig jack of all trades gewees en van 'n ander stoffasie gemaak. En weet wat? Ons het daai selfde stoffasie in ons as vrouens vandag. Ons moet dit net herontdek. Daar's soveel vir ons gesê dat, jy weet, hoe kan ek dit nou stel sonder om nou regtig die vrouens te afronteer in hierdie video? Weet, ons kan alles doen wat mans kan doen, maar kan ons regtig? Ek dink ons kan, maar moet ons regtig is eintlik eerder die vraag. Ons moet regtig terugkom in 'n situasie waar ons
daai ondersteunende rol kan speel en nie die leiding noodwendig hoef voor te vat nie. Maar ons moet die leiding kan vat as die manne nie daar is nie. En hopelik leer ons nou uit die Anglo-Boereoorlog en al daai tipe van goeters om nie ons vrouens en kinders alleen te los op plekke nie, maar liewerster te groepeer, waar ons sterker kan wees as 'n eenheid, waar ons beter logistieke hulpmiddels en daai tipe van goed kan deel onder mekaar om die manne te kan ondersteun. Sou hulle moet uitgaan om, jy weet, 'n linie te gaan verdedig iewerster of 'n grens te gaan maak of wat ook al om daai onderskeid in ons voorbereidingsplan en in ons noodplan te kan uitvoer. Jy weet, en dit is besef ons regtig wat daai verantwoordelikheid is wat op die vrouens en die kinders eintlik gaan afkom. Weet ons waar ons herkoms is? Weet ons waar ons sterkte eintlik vandaan kom? En as ek sê weet ons waar ons sterkte vandaan kom, mense, jou uit en uit sterkte kom van die liewe Vader af. As jou grondslag nie daar is en dis hoekom ek begin het met daai Sambreel storie, is as ons nie sy genade van bo af het nie, maar ons het ook nie ons fondasie as man en vrou gebou in sy woord en in sy skrif nie, mense, hierdie gaan dan nie werk nie. Ons moet daai fondasie hê. Ons moet kan teruggaan en kan gaan staat maak op waar ons krag regtig vandaan kom. Jy weet, en dis daai kontinuïteit waarvan ek gepraat het. As ons nie daai kontinuïteit het in die liewe Vader en om te weet dis waar ons krag vandaan gaan kom nie, ultimately nie, weet ek nie hoe gaan ons hierdie storie doen nie. Ja. Jy weet, so dis vir my regtig 'n bittere teerpunt en 'n nabypunt aan my hart is dis ons beginpunt. As ons nie hierdie besluit saam gemaak het as gesin en as man en vrou en dit gegrond het op die liewe Vader se woord nie, dan begin jy op die verkeerde plek. Is eintlik maar die boodskap wat ek wil gee. Ja. Jy weet, en jy weet daai presies soos wat jy nou gesê het, die manne wat teruggekom het huis toe om te kom proviant haal en al daai tipe van goed, maar ook die vreemdelinge wat op die plase opgedaag het en geweet het, hulle kan gaan aanklop op daai deur, want ons vrouens is daar en hulle sal hulle help. In vandag se lewe dink ek is dit bitter moeilik, want ons word so georiënteer en geïndoktrineer dat, jy weet, ons kan nie vreemdelinge help nie, niemand van die straat af nie, jy weet, mense is half bang om in die situasie, kan 'n mens iemand regtig vertrou, maar ek dink ons gaan 'n keuse hê nie. Ja. Maar ek dink ook, met die liewe Vader aan ons kant, gaan ons weet, hey, maar hierdie ouens kan ons vertrou, want ons is in 'n veilige area saam gegroepeer, so, jy weet, ons kan maar vir hierdie mense sorg. En dis waar daai vlugteling situasie ook gaan inkom. En hoekom mense in departemente soos medies en maatskaplik en ontvangs en daai tipe van goeders jou vrouens eers te gaan begin intrek, want ons het daai empatie, ons het daai verstaan van waardeur hierdie mense eintlik nou regtig gegaan het. Nie dat ek sê die manne is te hard en hulle kan ook nie verstaan nie, daai ouens gaan ook 'n rol speel, maar ons vrouens het nou maar net eenmal daai sagte plekkie vir ander mense. En dis waar daai kommunikasie en interaksie met mense moet plaasvind. En nie net binne Suidlanders nie, tussen ons ander groeperings en dinge ook. Ultimately gaan ons daai mense ook moet begin intrek en jy weet, vriendinne tussen mekaar praat. Ons is nie almal Suidlanders nie. Ek het byvoorbeeld 'n vriendin in Pretoria, hulle weet ons is Suidlanders, hulle is nie deel van die Suidlanders nie, maar ons deel inligting met mekaar oor en weer. Hulle weet, jy weet, waar ons byvoorbeeld is, kan hulle enige tyd net hier opdaag en sê, hoor jy, hier is ons nou, ons het al ons voorbereiding verloor, ensovoorts. Sy het byvoorbeeld onlangs nou begin om te can, haar eie vleis en goeders in te lê en al daai tipe van goed, en sy deel haar foto's in. Jy weet, ek wat my suurdeegplantjie goed met haar gedeel het, en mens moet daai interaksie met ander vrouens hê. Mens moet daai tipe van goed met hulle deel, jy weet, en dit bring mens nou by 'n ander punt uit, is die vroulike voorbereiding en die produkte wat ons as vrouens moet voorberei. En dis nogals 'n privaat puntjie om aan te raak, en ek dink baie vrouens is ongemaklik en jy weet, dis 'n halfe taboe onderwerp om oor te praat, maar niemand praat daaroor nie. So waar deel ons hierdie tipe van inligting met mekaar? So jy weet, watse tipe van vroulike higiëne produkte
moet 'n mens prep. Daar's baie inligting daar buite as jy gaan soek, maar deel ons dit met mekaar. Jy weet ons wat se tipe van doekies of tampons en daai tipe van goeders om te kyk. Wat ons nie meer daai goed kry in die winkels nie. Wat gaan ons dan doen? Gaan ons kyk na weggooibare doekies? Gaan ons kyk na goed soos menstrual cups en daai tipe van goed? Dis alles goed wat op groepe en dinge bespreek word en nou gelukkig in die Suidlanders is daar sulke groepe beskikbaar. Hulle is min, maar daar is 'n groep wat jy weet vrouens wat al 10, 15, 20 jaar lank al voorbereiding doen, wat al die skoolgeld betaal het met hierdie tipe van goed. Daar is 'n groep soos dit. Jy weet, en vir die Suidlanders spesifiek, kom in kontak met jou provinsiale leier en hoor, waar kan hulle deel word van hierdie groepe, laat daai inligting onder die dames begin gedeel word. Mens vergeet baie, jy weet, ons was omtrent 'n jaar of 2, 3 in ons prepping in, toe onthou ek maar my jene, jy weet, ons meisiekinders word ouer. Ek gaan moet begin dink aan hierdie goed, nie net vir myself nie, ek gaan moet begin dink aan die tipe van goeders vir hulle. Het ons 'n alternatief as ons uit hierdie goed uit hardloop? Is daar girls of dames liewers wat naaldwerk doen wat vir ons weggooibare, jy weet, of liewerster nie weggooibaar nie man, wat is nou die woord? Herbruikbare doekies en sulke tipe van goeders kan maak. Daar's baie planne op die internet. Ek is glad nie naaldwerk goed sterk aangelê nie, maar my vriendin langs my is, gee vir haar die plan, laat hulle so lank begin maak. Jy weet, daai tipe van goeders, ons moet kyk en ons moet dink aan daai goed ook. Nie net aan die geestelike en aan die psigiese voorbereiding nie, maar ons moet dink aan die fisiese produkte ook, en ek dink baie kere raak daai goeders verlore, want ons is so in die milieu van die kos, die ander voorrade, die veiligheidsaspek daarvan en daai tipe van goed, laat die vrou wees gedeelte daarvan falls by the wayside, as ek nou die Engels daarvoor kan gebruik. So ek weet nie hoe hanteer julle dit in julle gesin en of dink julle ook aan hierdie tipe van goeders nie, maar dis vrae wat die hele tyd by my opkom. Jy weet, dink die ander vrouens aan die goed? Ja, ek weet my vrou prep van die doekies en die tampons en die goeders se daar is sekere plekke wat nou, dit is seker nie die beste kwaliteit nie, maar is redelik goedkoop, so elke nou en dan wanneer sy winkel toe gaan of so, dan het sy 'n paar van dit bygekoop en dit word geberg en so aan. Verder ek is nie seker of sy navorsing al gedoen het om 'n wat se produkte kan gehekel, gebrei, wat ook al maak om iets te maak om dit te kan hergebruik nie. Ek sal dis nou tipies mans, ek sal by haar moet gaan hoor of sy al navorsing daaroor gedoen het, want ek het geen idee nie. Ek het geen idee nie of sy al het of nie het nie. En dan as sy het, fantasties. As sy nie het nie, gaan ek dalk vir haar moet sê, luister, dis dalk 'n goeie ding om na te kyk. En ja, so weer eens, dit is nou in hierdie gesels presies wat dit nou opkom, die verskil tussen mans en vrouens. Ek is net oor kos en veiligheid en warmte en skuiling en sulke dinge bekommerd. En as ek nie nou vandag met jou gepraat het nie, sou ek nie eens gedink daaraan om vir haar te vra, luister, het jy dalk al 'n paar video's gekyk oor wat se alternatiewe is daar? Kom ons sê jy het nou vir 6 maande lank hierdie goed voorberei, maar ons is nou al 8 maande in die veld byvoorbeeld. Wat is jou alternatief? Wat gaan jy doen? Ja, so nee, dankie dat jy dit opgebring het. Dit is dit is definitief 'n ding wat mens met jou 'n man wat jy met jou vrou moet gaan praat en sê, as jy dalk nog nie goed daarna gekyk het nie, miskien Bokka moet jy dalk dit begin doen. Want soos jy gesê het, die vrouens raak ook so besig met alles wat ons wil hulle gee om te doen. Onthou, jy moet daarna kyk en jy moet dit doen, en onthou, jy moet begin leer om jams te maak en goed in te lê en al sulke goederse, laat mens van daai kant van dit vergeet. Nou, jy weet, en die ander ding, dit bring my dan na kinders, jy weet, en babas. Het jy gedink aan alternatiewe vir weggooi doeke? Jy weet, ons het groot geword met lapdoeke en Sterry nappy en jy weet al daai tipe van goeders. Dink die vrouens aan daai goed. Okay, jy het nou presies soos wat jy sê. Jy het nou vir jouself 6 maande se doekie voorraad geprep. Jy het nou doeke vir jou baba geprep vir die volgende 6 of 8 maande of wat ook al. Wat is jou alternatief daarna? Ek onthou my sussie was 'n prembaba. So hulle kon nie eers die lapdoeke vir haar aantrek nie. Hulle moes flennie lappe vat en sny. Sy was so klein, sy het in 'n skoendoos gepas. Jy weet, so
En ons gaan terugbeweeg na daai tipe van goeders toe. Ons gaan nog steeds prembabas hê, maar prep ons vir die prembabas. Dink ons bietjie verder as net die lapdoeke. Maar as 'n lapdoek nou te groot is, het ek 'n alternatief vir 'n baba wat bietjie kleiner is. Het ek 'n alternatief vir 'n baba wat bietjie groter is. Jy weet al daai tipe van goed. Wat is die alternatiewe? Ek is dalk nou swanger en binne die volgende 2 maande moet ons onttrek. Jette, het ek gedink, jy weet as ek nou tot op kraam kom, hoe gaan dit werk? Het ek al bietjie video's gaan kyk in terme van om die pyn te bestuur tydens die geboorte, as ons nie meer pynmedikasie en epidurale en al daai tipe van goeters het nie. Het ek beplan om 'n keisersnit te kry vandag. Ek bedoel, al 3 ons kinders was keisersnit babas gewees. Dit ook maar net oor dat ek ongeduldig geraak. Ek het nie baie geduld nie en ek was regtig op 40 weke in my gynae se kantoor en met my oë uitgehuil want ek kon net nie meer nie. En toe sit 'n keisersnit. Die eerste baba en die 2 dae daarna was ook nog maar keisersnee. Maar het ek al gedink daaraan wie wat as 'n keisersnit nie 'n opsie is nie? Het ek al 'n paar video's gaan kyk, en daar's baie metodes daar buite om 'n mens te help om die pyn te beheer en jy weet al daai tipe van goed. Het ek al gedink daaraan wie wat, ek gaan dalk met kraam in die kar. Ek is dalk so gestres in hierdie situasie tydens 'n onttrekking dat ek moet kraam in die kar. Het ek my kinders voorberei daarvoor? Het ek al met die kinders gesels wat bietjie kleiner is, wie wat, mamma kan dalk baie moontlik in kraam gaan. Ek sê nie mens moet nou alles oor die bytjies en die blommetjies vir hulle vertel en jy weet deur daai hele proses gaan nie. As jy in 'n gelukkige posisie is waar jou kinders bietjie ouer is soos ons kinders, is dit 'n makliker topik om oor te gesels, maar vir 'n kleintjie, jy weet, jy moet die basics ten minste vir hulle verduidelik. Jy gaan nie kan stop dalk langs die pad nie. Jy gaan dalk in 'n situasie wat jy in die ry moet kraam. Jy weet, kyk 'n paar video's, berei voor op dit, praat met die mediese departement, jy weet, met Juanita en met Almien en jy weet, kry hulle betrokke. Is daar 'n tipe van 'n workshop of iets wat hulle dalk moontlik kan doen vir hierdie tipe van goed? Het hulle dalk al daaraan gedink? Jy weet, dis al daai tipe van goeters wat jy weet, mense raak so besig met die kleiner goetertjies, dink mens aan daai normale prosesse van die lewe wat gaan plaasvind, al is ons besig om te onttrek. Ja. Jy weet, jou man word hier langs jou geskiet, weet ek hoe om dit te gaan hanteer? Is ek sterk genoeg om, jy weet, my emosies uit die situasie uit te haal en te kan fokus op, okay, hy is geskiet in die skouer, nou moet ek hierdie wond versorg. Jy weet, daai tipe van scenario's wat 'n mens deur moet dink en mee moet speel in jou gedagtes om jou psigies en geestelik voor te berei, dis goed wat kan gebeur. Dink ons daaraan. Dis daai tipe van goeters waar ons moet dink en dit bring my nou verder terug na die kinders toe. Dink ons aan skoolwerk, dink ons aan leerwerk. Nee, ons gaan nie in skool nie. Mens gaan eerder dink aan, jy weet, voedselsekuriteit, veiligheid en al daai tipe van goeters. Dink die vrouens daaraan. Dink hulle aan daai basiese goeders net soos lees en skryf sodat jy kan help in ontvangs of in medies om iemand se vorm wat nie 'n vorm kan invul nie. Jy weet jou kinders van 10, 11, 12 kan intrek en sê vul hierdie oom se vorm in want hy kan nie praat nie. Of jy weet wat ook al die geval is of vat hierdie 1 2 3 maatjies wat nou hier aangekom het saam met hierdie gesin. Hulle weet nie waartoe om te gaan nie. Kan ek lees om te weet ek moet na die maatskaplike departement toe stap? Jy weet, daai tipe van goedjies, sluit hulle in die planne en in die departemente van Suidlanders. Laat hulle weet hoe werk die departemente en ek voel dit is die vrouens se rol want jy weet, partykeer vergeet 'n mens daarvan en presies soos wat jy sê, die manne is so gefokus op die onttrekkingssituasie en om almal veilig uit 'n stad of 'n dorp of wat ook al te kry, dink hulle aan die kleinere, fynere details. En dis waar ons as vrouens inkom om daai kommunikasie tussen die departemente te begin. Jy weet, binne Suidlanders en binne die ander groepe. Jy weet, klomp pelle as 'n voorbeeld. Sê net vir hulle, mense, hierdie is die rigting wat jy inslaan. En dit is die vrouens se rol, want die manne praat partykeer nie eers oor hierdie goed om die braaivleisvuur nie. Maar die vrouens wat besig is om kos te maak, "Haai Jessie, ek sien jy doen dit en dit en dit." Maar het jy al gedink daaraan, as jy nie meer daai kan kry nie, jy kan dit self maak? Ons het in 'n situasie gesit, ons het besluit ons braai en ons wil aartappelslaai maak en toe ek in die yskas kyk, toe's daar nie mayonaise nie. Tog ek wel, die aartappels is klaar gekook, so wat gaan ons nou maak?
En ek het gaan grou in die kas en gesien, o, okay, ek het asyn en ons het 'n suurlemoen wat aan die boom hang en ek het 'n paar eiers. Google gou vinnig, hoe maak ek mayonnaise? En daar het ek geleer om mayonnaise te maak. Gou vinnig, want ons is nie, dis nie gou 5 minute om die hoekie van Spar nie. Dis 'n halfuur se ry dorp toe vir ons. Jy weet, so daai alternatiewe, begin nou al daai skills aan te leer en begin nou al te kyk na jou kinders se skoolwerk. Okay, ons tuiskool nou, so vir ons is dit makliker om daai lewensvaardighede goedjies ook in te bring. Maar kyk na daai goeters. Kyk wat se lewensvaardighede kan jy nou al vir jou kinders leer en coping mechanisms. Presies soos wat ek gesê het. Mamma is besig om te kraam in die kar. Het jy iets om die kind mee besig te hou in die kar? Laat hy nie al die gory details sien en na die tyd moet hy trauma behandeling kry want hy het gesien hoe kraam mamma nie. Jy weet, daai Ja. tipe van goed. Het jy goedjies ingepak soos inkleerbladsye of puzzles of ietsie eenvoudig om hulle net rustig en kalm te hou in die kar? Daai tipe van goeters is wat 'n mens jou gedagtes oor moet laat gaan en moet begin dink oor. Jy weet vir al die mense met kleiner kindertjies. En jy weet, wat gaan jy met jou groter kinders doen? Jy weet, Michael is nou 14. Hy nader nou, jy weet as goed soos konskripsie en daai tipe van goeters terugkom, weet ek nie, ek gaan 'n gat grawe in die grond en hom wegsteek tot jy weet die regering eendag besluit het okay nee, daar's nou nie meer so iets nie, want ek nie my seun toelaat om aan sulke tipe goeters deel te neem nie, Ja. maar dit is baie groot realiteit as ons gegroepeer het as Suidlanders dat jou laities van 14, 15, 16 wat weerbaar is, wat weet hoe om te skiet en daai tipe van goed wat in daai situasies gaan moet optree. Hmm. Of hulle gaan agterbly in 'n kampsituasie en hulle gaan die vrouens en kinders en die ou mense in die kampe moet beskerm. Weet jou seun hoe om daai tipe van goeters te doen? Berei jy hom psigies en geestelik voor om dit te sal kan hanteer? En ja, soveel as wat dit 'n pa se plig is om ook sy seun daai tipe van goeters te leer. Jy weet, manne steek baie maklik hulle emosies weg en die seuns leer by hulle paas om dieselfde te doen. Maar jy as 'n ma, dis jou plig en jou werk om met jou seun te sit en te sê, luister, maar het jy al gedink aan hoe hierdie jou kan affekteer? Ek bedoel, ons is nou onlangs deur 'n afsterwe in die familie en jy weet, Michael het 'n baie gesonde uitkyk daaroor gehad om te sê, maar sy's in 'n beter plek, hoekom is ons hartseer? Ja. Maar ek sou nie geweet het dat dit is hoe hy voel as ons nie met hom gesels het daaroor nie. Jy weet, hy kon baie maklik net deur die situasie gegaan het en almal het gedink, okay, omdat hy nou nie self daaroor praat nie, jy weet, is hy okay. Maar nee, hy is toe nou okay, hy het baie gesonde uitkyk daaroor, maar ons sou nie geweet het as ons nie met hom gesels het nie. Jy weet, en mans skram baie keer weg van daai kommunikasielyne tussen mekaar en tussen hulle families. En ek voel dit is waar 'n vrou se plig regtig inkom, is daai emosionele welstand en emosionele kommunikasie van jou as vrou met jou man, maar ook tussen die kinders en die pa en tussen die kinders en die ma. Jy moet hulle blootstel aan hierdie goed. Jy moet hulle jy weet, oriënteer oor dit is die moontlike goeters wat kan gebeur. Jy weet, Ja. so ek weet nie, is ek enig in my soort om te dink aan hierdie goed of jy weet, gesels julle ook oor hierdie tipe van goed, Marius? Nee, ons doen wel, maar ons doen ek weet net nie, soos jy sê, ek het baie vriende wat nou begin prep, dan het ek baie vriende wat glad nie glo aan prepping nie en dan ons het so 'n hele smartie box van vriendekring van wat my noem ek is 'n doomsday prepper tot mense wat nou half die lig sien en en ja, so dis belangrik dat mense gesels oor hierdie goed presies soos jy sê, maar ek dink ook daar's dalk vrouens wat ook oorskuif na die ernstige kant toe van die situasie en vergeet van die emosionele kant soos jy sê, die voorbereiding vir jou gesin emosioneel vir wat kan gebeur en dit inoefen soos jy sê en ek dink is baie belangrik dat jy dit aangehaal het. Wilma, ek sien ons tyd is amper verby. Ek wil net vir jou ook dankie sê vir jou en al die vroue wat die man se regterhand is en die dinge doen agter die skerms waarvan die mans nie eers altyd weet nie. Daar's baie goeie wat gebeur en dan maande daarna het sy gevra vir my vrou en dit dan sê sy o nee ek het dit gedoen.
moenie ek is op dit. Dan sê ek, "O, okay, dankie. Ek het dit het heeltemal by my uitgewaai, by my kop uitgewaai." So, dankie aan al julle sterk vrouens en ons wil die ander vrouens aanmoedig en sê, luister hier, gaan kyk na ons geskiedenis, gaan kyk hoe kragtig en magtig en sterk die vrouens van ons geskiedenis was. Van soos jy gesê het, van die voortrekkers af tot die Vryheidsoorlog, Anglo-Boereoorlog, deur dit alles. Ja, die vrouens is awesome en ons sal dit nie kon doen sonder julle nie. Dankie Wilma vir die gesels. Dankie Marius, dit was 'n voorreg. Dan sê Wilma, lekker dag verder. Dankie man, lekker dag. Bye bye. Bye.